Ek gesels met Divan Botha, ons gas vandag, baie welkom. Dit is die eerste keer wat ek jou so gemaklik sien. Dis altyd in 'n netjiese pak klere met, jy weet, amper 'n das aan. Ja. Is dit die nuwe look? Dis die nuwe look, ja, definitief. Dis amper meer die look wat 'n mens met 'n entrepreneur assosieer. Iemand wat so besig is soos jy, want jy het nou al in jou, ek gaan nou maar sê kort loopbaan, het jy al soveel gedoen gekry, besighede oopgemaak. Is dit net 'n nuwe passie wat jy net meer voluit wil leef? Ag nee, definitief. Ek dink ek het eintlik uit die bankwese uitgekom, Ja. daar het ek vir 7 jaar net 'n pak en 'n das gedra en soos al so maande gaan raak jy gewoond aan iets meer informeel, maar ag ja. Maar jy sê 'n entrepreneur word nie gebore nie, hy word gemaak. Jy glo baie sterk daaraan. Vertel vir my van jou grootwordjare en wat se invloede daar was vir jou, want jou ouers was blykbaar albei ook entrepreneurs. Ja, eintlik gekom het my oupa het na die land toe gekom in 1956 Ja. en hy het kom met sy hande werk en op die einde van die dag het hy ook 'n baie groot fabriek bestuur wat yster gemaak het, eintlik grasnyers gemaak het. Wow. En my ma en pa was ook altyd entrepreneurs. My ma het beskuit gewak, sy het 3 seuns deur universiteit gekry deur net beskuit te bak. So ons het altyd oor geld gepraat. Besigheid was altyd deel van ons gesprekke rondom die etenstafel. Dis eintlik wat ek sê, entrepreneurs word gemaak meer deur hulle omgewing en om oor besigheid te praat. So ek dink as jy voorbeelde het van goeie entrepreneurs, help dit jou net om ook 'n entrepreneur te kan word. Ek dink in ons land oorweeg ons eintlik nie om entrepreneurs te wees nie, want die makliker antwoord is om te sê gaan werk eintlik net vir 'n groot koöperatiewe besigheid. Ja, maar daar's 'n interessante storie oor hoe jou pa jou blootgestel het. Hy het die koerant langs jou bed gelos elke oggend en dan moes jy vir hom kom vertel wat staan in die sakenuus. Ja, en jy hoor dit eintlik nogal by 'n klomp entrepreneurs van paas wat dit vir hulle kinders gedoen het. My pa het net gesê, luister, want hy het altyd vroeg gaan werk. Dat ek sê, hier's die beeld. Aan die einde van die dag as ek terugkom, moet jy vir my sê wat jy gelees het. So hy het my net blootgestel om besigheid te kan verstaan. En dat is 'n gesprek gehad oor die nuus, hoe die rand werk, hoe inflasie werk en dit is eintlik maar net hoe ek 'n liefde eintlik ook vir dit ontwikkel het. Dis 'n baie gemaklike manier om met geld en geldsake en ekonomie te doen te kry. Want mense is nogal maar bang daarvoor. Ja. Weet, ons is bietjie bang vir Dawie, want hy praat ook altyd oor vreesaanjaende goed. Maar dit is amper asof hulle jou ingenooi in hierdie wêreld. Ja, definitief. Ek dink dit is eintlik die probleem hoekom baie mense ook nie entrepreneurs wil word nie, want dit voel vir hulle ongelooflik daunting. Ja. Want ons maak dit ook baie daunting. Ek dink daar's ook 'n groot tekort in die land oor entrepreneurs soos Dawie en soos ander entrepreneurs wat eintlik net oor besigheid praat. Ja. Vir my gaan dit oor die toeganklikheid van besigheid. As jy nie vir iemand daaraan blootstel nie, dan kan hulle dit nooit oorweeg nie. So ek dink daar's 'n tekort aan dit. Maar jy het ook 'n baie interessante studie agtergrond. Jy het nie noodwendig wat BCom gaan swat nie. Jy het in bemarking begin, maar hoekom was dit vir jou so waardevol? Want jy het 'n handelsmerk kenner geword. Ja, ek dink bemarking is vir my so van 'n sentrale gedeelte van 'n besigheid, maar dit stel jou ook bloot aan elke faset van die besigheid. So ek's 'n groot voorstander vir entrepreneurs om te weet hoe om te bemark, maar dis meer 'n ding om te sê dis belangrik vir entrepreneurs om hulle besigheid te ken in elke faset. En ja, so ook as jy entrepreneur is, moet jy elke faset van 'n besigheid gaan leer ken. Finansies was eintlik nooit vir my 'n natuurlike veld nie, maar ek moes myself daaraan gaan blootstel en so ook my besigheid beter leer ken. Die beste entrepreneurs weet hoe hulle nommers in hulle besigheid werk. Ja. Ek gesels verder met Divan Botha en voordat jy vir ons vertel van al die wonderlike besighede, ek wil veral weet oor The Woopit, gaan jy eers vir my vertel van die swart sakke wat jy so verkwansel het. Dat was natuurlik goed binne-in. Ja, natuurlik. Ek het ons huishulp en ek het altyd geweet daar's 'n groot behoefte vir klere en toe sê ek vir my huishulp, goed, ek sal vir 'n sak klere gee en as sy dit vir my kan gaan verkoop, kan sy enigiets maak bo R50. So toe gaan ek in ons hele buurt in, loop by elke tannie in en sê, het julle enige klere wat julle graag wil weggee? Toe maak ek sakke en sakke vol klere bymekaar. Ek gee dit vir Sarah en ek sê, Sarah, ek soek net R50 per sak. Enigiets wat jy bo R50 maak, is joune en dis eintlik hoe ek begin verkoop het. Maar hoekom ek met daai storie begin, nie net om te wys dat jy maar van altyd af 'n kop vir besigheid gehad het nie, maar jy het 'n baie spesifieke ingesteldheid rondom entrepreneurs wat werk moet skep. Ek het iewers gelees dat jy sê jou mikpunt is eintlik jy wil 100 werksgeleenthede skep. Ja. Hoe ver trek jy? Ons staan nou op 'n 180 werksgeleenthede wat ons geskep het. So Dawie sal my eintlik daarop aanvat dat sê
'n besigheid se werk is eintlik om wins te maak en nie om werk te skep nie. Maar dit is 'n groot passie van al ons stigters is om te sê ons wil graag 250 werksgeleenthede skep en ons is nou baie naby aan dit. Dis wonderlik. En dan het julle 'n fantastiese inisiatief, weet ek, vir hondeliefhebbers, The Whip It. Ja. Jy is welkom en jou viervoetige vriende. Shalene, is ongelooflik. Eintlik na COVID was daar so groot behoefte vir mense om hulle honde ook te kan bring na die restaurant toe. En ons maak dit ongelooflik, maar al 3 ons restaurante is hondvriendelik. Ons het 'n menu vir die honde ook. En dit is besig om mal te gaan op die oomblik. As jy daar's een van die hondjies. Maar as jy na Hope te kom op 'n Saterdag, is daar seker 15 of 20 honde en gelukkig is die hondjies mooi gemanierd, maar dit is nog 'n groot fokus van. So dit is nie asof jy hulle daar iewers los in 'n sorgarea en jy sit en jy eet jou fancy ete nie. Nee. Hulle lê jou labrador lê langs jou. Dis is mense wat weet as hulle kinders goed gemanierd is, dan kan hulle na 'n restaurant toe vat. Dis dieselfde mense wat mense hulle goed gemanierde honde het, kan na die restaurant toe kom. Ja. Maar jy is ook daarop ingestel om nie in konsessies in te gaan nie. Ja. Die Whip It wat julle nou het, julle trek in by die 4de een, het jy gesê. Ja. Besit julle alles self? Hoekom? Ons besit alles self. Ek dink die maklike antwoord is definitief om iemand anders as 'n kapitaal te gebruik om jou besigheid te begin. Vir ons is dit belangrik om te sê dis vir ons beter om beheer oor die besighede uit te oefen. So as ek daar instap, weet ek kan daai besigheid volledig beheer. So konsessies is makliker. Die kapitaal is ook baie goedkoper natuurlik. Dis ook hoekom ons baie stadiger uitbrei. So Dawie het gevra hoe gaan dit met die balansstaat? Die balansstaat is altyd gestrek, maar dis omdat ons eie kapitaal gebruik om ons besighede oop te maak. So dis stadiger, maar dis baie meer beheerd. Die probleem met die restaurantbedryf is as ouens proe hulle 2 of 3 goeie besighede en maak hulle 5 of 6 of 7 of 8 oop. Ons wil alles beheer en stelselmatig groei en dan hou ons steeds die beheer oor die besigheid. Stadiger maar sekerder. Definitief, ja. Jou raad aan entrepreneurs In die geheel. Sure, dis 'n baie wye vraag, Shalene, maar ek dink my grootste probleem laat ek eerder met entrepreneurs praat eerder as mense wat dit oorweeg om entrepreneurs te wees nie. Wat ek ongelooflik baie sien is die feit dat mense eintlik vasgevang is by die idee van 'n besigheid en eintlik nooit oorgaan om 'n besigheid te begin nie. En dis iets waarvoor ek 'n baie groot passie het. En mense toekomstige entrepreneurs praat te min met huidige entrepreneurs om besigheid te verstaan en te verstaan wat dit eintlik behels om 'n suksesvolle besigheid te bestuur. So ek sal eerder sê laat die entrepreneur uit die ideefase uit beweeg in die eintlike fase uit om daai besigheid te begin. Dis eintlik waar ek glo die grootste probleem en ook geleentheid sit. En 'n bietjie jou instink vertrou? Definitief. Gut feel is iets wat ek glo as jy met goeie entrepreneurs praat of entrepreneurs wat al lank entrepreneurs is hulle vertrou hulle gut. Nou dis jare en jare se ervaring van goeie geleenthede raak sien, maar ook baie foute maak. En as iemand sê trust your gut, dit is wat gut eintlik is. Baie dankie dat jy jou instink vertrou het en vanoggend die uitnodiging aanvaar het om by ons te kom kuier. Dankie. Nou is dit my beurt. Met Diwan Botha te gesels. Ewe skielik te klaar taambring. Ja. Eerstens wil ek net vir jou sê, lekker liplap. Dankie. Hy werk. Hy werk. Dankie. 'n Mustachio question. Diwan, nou jy het ons Pretoriaaners nie afgeskeep nie, want toe staan nou Smoke. Ja. Wat in Pretoria. Vertel ons net so vinnig bietjie van die, want dit is hoe lank is Smoke nou al daar? Dit voel ook nou alweer. Dis 3 jaar. My maand, hierdie maand, die 17de Mei was dit 3 jaar. Ja, Smoke het ons bestaan al 3 jaar. Ons wou altyd Pretoria toe gekom het. Ek dink ek en my vennote met Bram en NP en met John het ons so baie oor see gaan reis. Ja. En dan gaan proe jy goeie vleis in Argentinië en goeie vleis in Europa of baie goeie wyn. Toe besef ons elke keer as ons terugkom, maar eintlik is ons wyn baie beter, ons vleis is baie beter, ons whiskies is selfs beter en toe wou ons eintlik Smoke gaan skep het in Hazelwood in Pretoria. Ek sê kom ons gaan skep 'n spasie waar mense, klein distillers, ons beste vleis kan proe in die land, van ons beste wyn kan proe en dis eintlik hoe Smoke ontstaan het. En hier is kyk en ek kan getuig. Ja. Dit is 'n besonderse lekker plek. Die kos is fantasties. En so nou dat jy praat van oorseese ding, die konsep daar om iets soos 'n Smoke hier te kom vestig wat artisan, jy weet, dit is fynproewer is. Ja. Werk dit vandag nog en werk dit in vandag se ekonomie? Ek dink dit doen. Ek dink wat definitief nie werk nie is iets soos fine dining. Dit werk ook nie in 'n Suid-Afrikaanse konsep nie. Dalk in die Kaap, van jou restaurant 40 seater is of so. Ja. Wat die hele tendens in terme van restaurante beweeg wat hulle noem social premium dining. So dis
premium, met Ja. ander woorde beter kos van 'n beter omgewing, Ja. maar dis ook sosiaal georiënteerd. Mense kom uit na restaurante toe om geëntertain te word. Dis die verskil. Hulle wil vermaak word. Val in stede soos Johannesburg en Pretoria waar ons nie berge het nie. Ons kan nie net vinnig uitry om te gaan fiets nie. Wil mense in restaurante vermaak word. Ja. En dit is eintlik die fokus van al ons restaurante. Ek wil jou, en ek weet jy en Dawie gaan nou 'n bietjie oor die uitdagings van restaurant Ja. oopmaak praat en die restaurantwese. Maar is dit in vandag se en ek bedoel dis 'n los en 'n miskien 'n onregverdige vraag. Is dit vandag nog oor die algemeen om 'n restaurant oop te maak is waaragtig dink ek sekerlik een van die moeilikste dinge. Leon, ja, ongetwyfeld ek sê altyd as mense my vra moet ek 'n restaurant oopmaak, dan sê ek vir hulle nee. Nee, ja, of weet jy nie. As jy baie geld het om te verloor, dan Ja. maak jy 'n restaurant oop. Dis soos 'n wynplaas te hê. Ja. Ek dink as jy as iemand 'n restaurant wil oopmaak en jy het baie ervaring, ek het 14 jaar se foute wat ek nou al kon maak en dis hoekom as mense sê hoekom is ons nou suksesvol, dis omdat ons vir 10 jaar onsuksesvol was. Dis 'n verskillike duur bedryf en is baie duur lesse om te leer. So dit is maar 'n bitter moeilike bedryf. En lang ure en dies meer. Ek bedoel Ja, ag dit is 'n komplekse bedryf, Leon. Die hoeveelheid fasette wat jy moet ken van 'n besigheid, van finansies tot om aankope, tot bemarking, tot dienslewering, tot om staf te bestuur. Dis 'n besonderse komplekse besigheid. Ek sou dit nooit kon regkry as ek nie sulke uitstekende vennote gehad het nie. Dis nie 'n one man show nie. Dis 'n groepsukses. bly dit vir jou passie. Die restaurantbedryf as sulks. Seker. Leon, jy kan nie in hierdie bedryf wees as jy nie 'n passie vir dit het nie. Dis altyd 'n gesprek tussen ons en ons vennote waar ons sê as ons passie verloor, dan maak ons restaurante toe. Ek dink jy moes al in 'n restaurant ingestap het en dan is daar 'n vibe en daar's 'n hum. Ja. En dit is altyd wanneer die eienaar se passie het vir dit wat hulle doen. Ek bedoel dis 'n 24/7. Jy moet gelukkig wees want mense kom met hulle wil happiness en gelukigheid ervaar. Ja. So 'n passie is ongetwyfeld die rede vir hoekom iets sal werk of nie werk nie. Ek strook so daarmee want dit is vir my tog dis 'n kunsvorm tot 'n groot mate en die van jou passie hiervoor is aansteeklik en ek bedoel dis my so lekker met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood. Wonderlik. Ons 'n bietjie sake gesels. Ek sien uit om te luister. My beurt om met die van te gesels. Ek meen jy's nou 'n restaurant expert. Wat jy's 'n kenner. Moet 'n mens versigtig wees oor soort van net aan te neem dat jou gaste spesifieke geure en smake en goeders van gaan hou. Soos byvoorbeeld truffelolie. Dawie, ek hou eintlik nie van truffelolie nie, maar ek was jammer Corlie, maar ek dink dit was die probleem is chefs gaan maak, dit was vir mense die kos waarvan hulle hou. Ja. Eerder as om te sê wat is jou mark en wat wil jou mark eet. So dis maar 'n bietjie van 'n ego ding dink ek van 'n chef se kant af ook. Ek wil nou gesels oor entrepreneurskap en veral oor klein besighede want as mense nou praat oor entrepreneurskap, 'n restaurant is 'n tipiese klein besigheid. Ja. Maar daar's baie klein en daar's mikrobesighede en ek wil 'n stelling maak, né? En dit is waar. Ek kan my woord vat daarvoor, maar ek wil graag sien wat is jou reaksie daarop of wat is jou kommentaar daarop. Klein besighede is nie suksesvol nie. Klein besighede betaal nie belasting nie. Klein besighede neem nie mense in diens nie. Klein besighede is grootliks 'n mors van tyd. Sure. En weet jy, die statistieke wat ek hier het, is alles waar. Ja, ek dink Om 'n sukses te maak van 'n klein besigheid, om die ding te groei na iets besig is, jy het 'n man op 'n perd nodig daarvoor. Nee, ek stem saam. Ek dink jy moet die vraag wat jy eerder moet vra is hoekom doen ander lande 'n beter job daaraan om seker te maak dat klein besighede werk. As jy dink aan lande soos Vietnam of Thailand, selfs Amerika, daai ekonomie is gebou op die rug van kleiner besighede wat ondersteun word en werk skep. Ek dink en ek stem met jou saam, al jou stellings is 100% reg in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Is hierdie ekonomie te veel gekonsolideer in groot spelers. Dit beteken dit maak baie moeilik vir kleiner spelers om die mark te betree en ook om suksesvol te kan wees. So ek dink ons het maar daai dubbel probleem. Ek dink nie is noodwendig die groot spelers wat die probleem is, ek dink daar's ander probleme. Maar kom ons bespreek van 'n ander probleme. Sê nou maar tipies as jy 'n restaurant wil begin. Ja. Jy het nou genoem dis nie maklik om 'n restaurant te begin nie. Maar die gewone hindernisse is nou daar natuurlik jou kontantvloei, jy moet beheer en kontrole en die en daai en so. Maar die makro-ekonomiese omgewing is nie baie vriendelik vir klein besigheid nie. Nee, definitief nie. Dawie, ek dink ons is in 'n ekonomie wat baie goeie spelers, as jy 'n goeie besigheid het, doen jy ongelooflik goed. As jy 'n middelmatige mediocre besigheid het, doen jy ongelooflik sleg. En dis maar wat kapitalisme doen. Die
kapitalisme sê hulle ondersteun met ander woorde goeie entrepreneurs wat goeie besighede kan bedryf. Ek dink 'n ander probleem daarmee is die feit dat ons entrepreneurs maak heeltyd dieselfde foute. So ons nêrens 'n leerskool nie. Wat is daai foute? Joh, daar's 'n klomp foute daarmee. Ek dink ons leer nie uit die wat al reeds 'n sukses gemaak het van daai besighede nie. So ek dink daar's geen transfer dat daai oordrag van 'n leerskool in terme van van groot spelers na klein spelers nie. Dit sien ek die hele tyd. Ek kan vandag in 'n restaurant instap en hy maak presies dieselfde foute as die ander 3000 wat dieselfde foute gemaak het. Dis eintlik 'n groot probleem. Ons entrepreneurs maak heeltyd dieselfde foute. Ek dink nie dis so seer 'n probleem van kontant nie. Ek dink dis 'n maklike rede hoekom baie entrepreneurs sê hulle nie kan besighede oopmaak nie. Dit is waar. Is mense dink altyd jy het baie meer geld nodig as wat jy eintlik nodig het om 'n besigheid oop te maak. En dis omdat ons almal 'n besigheid wil begin as 'n groot besigheid eerder as om klein te begin as 'n matige uit te brei. Ek het met Leon, jy het nou met Leon gepraat en toe ek dink jy het vir Leon dit genoem en gesê daai eerste 10 jaar wat jy het jy eintlik geleer en die laaste 4 jaar het jy. Wat is die lesse wat jy geleer het? Daarbey kontantvloei is die heel belangrikste ding in 'n besigheid. As jy nie kontantvloei maak nie, het jy geen besigheid nie, dan doen jy dit eintlik net vir jouself. Die ander groot probleem is entrepreneurs is heeltemal te bang om te sê wanneer hulle foute gemaak het en dis wanneer entrepreneurs te veel op hulle ego gefokus is. Ek dink daar's 'n ander probleem in die land waar ons nie eintlik besighede wat dit nie maak nie, moet ons ook celebrate. So met ander woorde, Vertel, nee, jy het nou belangrike punt. Besighede wat dit nie maak nie. Moet ook geëer word en erken word. Definitief. Hoekom sê jy so? Daar die Amerikaners is baie goed daarmee. So as jy vir hulle sê luister hierso, my besigheid het gewerk, maar 4 het nie gewerk nie, dan sê hulle well done. Daar's 'n mate om daai leerskool te celebrate in ons sukses. As ek vir jou vra, was al jou besighede van dag 1 af suksesvol? Glad nie, maar ons vertel nie mense oor dit wat voor dit gekom het nie. En dit is die aard van entrepreneurskap. Jy gaan 5, 6, 7, 8 jaar, soms 10 jaar hê waar jy sukkel en dan eers begin jy 'n suksesvolle besigheid bestuur. Elke suksesvolle groot, soos Amerikaanse entrepreneurs sal dit vir jou sê, almal kyk nou waar hulle sit, maar hulle kyk nie eintlik in die laaste 20 jaar se harde werk nie. Iets wat ek nou by jou gehoor het, wat ek dink baie belangrik is dat as dit nie werk, jy probeer weer. As jy nie werk, jy probeer iets anders. Maar hou net aan probeer. Want ernstig gaan jy die bal raakslaan. Maar hier's 'n vraag wat ek baie keer by mense kry. Ek wil 'n entrepreneur word. Maar wat kan ek doen? Sjoe, dis 'n moeilike vraag. Vra mense met net wat kan hulle doen? Ja, maar sê my, ek wil iets doen, ek wil 'n besigheid begin. Wat 'n besigheid kan ek? Daar mense moet op die einde van die dag 'n bepaalde verbruiker se probleem gaan oplos. Ons skep besighede wat verbruikersprobleme gaan oplos. En dit is wat mense moet hoor. Ek sê vir entrepreneurs dikwels jy moet jou ore oopmaak om uit te vind waar sit mense met 'n probleem. As 'n klomp mense heeltyd oor dieselfde probleem moan, beteken dit met ander woorde daar's 'n bepaalde geleentheid vir besigheid om iets daaruit te maak. Ek dink jy sê 'n baie belangrike ding hierso en dit is dat los 'n probleem op. Verseker. Kyk wat is daai probleem. Ek wil jou net 'n vraag vra oor restaurantwese spesifiek en 'n paar vrae oor restaurantwese. Een daarvan is as ek jou in 'n blik druk en ek sê vir jou wat is die belangrikste vir 'n restaurant? Is dit goeie kos of goeie diens? Natuurlik die kombinasie is belangrik en van die, maar watter een van die twee het jy 'n klem ernstig wat jy dink meer belangrik is? Ek dink restaurante moet in afval goeie diens en in afval goeie kos hê. Op die einde van die dag gaan verkoop ons 'n ervaring. 'n Ervaring. Dit is wat meeste mense dis die moeilikste ding vir jou mededingers om ook te gaan dupliseer is an experience. Op die einde van die dag dit is wat restaurante gaan verkoop. Ons fokus heeltemal op of die een of die ander en ons vergeet eintlik wat is dit wat ons verkoop. Ons verkoop 'n ervaring. Saam met goeie kos en saam met goeie drank. Laat ek vir jou vertel, né? En dit is deesdae mense vrouens wil nie meer diamant hê en 'n halsnoer hê en die en daai, hulle wil 'n ervaring hê. So en dit is tipies wat mense vind. Al meer gegoede mense byvoorbeeld, hulle wil nie goeders hê nie. Hulle het al klaar goeders, hulle wil ervarings hê. En restaurantwese is een daarvan. Restaurantwese het een groot probleem. Ek het al 2 restaurante gehad en ek moet vir julle sê ek is bly dat ek my geld teruggekry het by die 2. En een groot probleem met restaurantwese is die diefstal. Beheer oor hy voorraad van jou. Dis 'n baie groot probleem. Dawie, dit is selfs 14 jaar later het ons steeds diefstal in ons besighede, maar as jy aanvaar dat dit is die bedryf waarna jy is, moet jy sekere kontroles en prosesse en sisteme in plek gaan sit om dit op te los. Maar ja, dis 'n realiteit. Dis ons bedryf. As jy kyk na baie keer die makro-ekonomiese omgewing waar ons nou vandag opereer en daar's baie dinge, is daar goed wat die regering kan doen om dit makliker te maak vir kleiner entrepreneurs veral? Definitief, Dawie, ek dink die gedeelte is om makliker toegang te kry tot kapitaal, makliker toegang te kry tot geld. Makliker toegang te kry tot geld.
Ek kan nie die rede van, Ja, maar ja. daar is nog 'n klein besigheidsontwikkeling departement. Ja. Daar is geld, Ja. nie waar nie? Teoreties. Teoreties, daar weet ek dink tydens COVID het ons probeer om daar aansoek te doen vir befondsing en ek dink nie een van 'n e-pos word daar ooit geantwoord nie. So Ek kan vir jou sê daai departement wat my betref moet toegemaak. definitief daai. Wel die enigste departement wat nie toegemaak moet word nie is die tesourie wat eintlik 'n departement is. En dis die enigste slim gedeelte. Jy het 'n idee gehad van Ja, ek weet nie hoe slim hy nie ons van is hulle nie. hou nie. Maar op die einde van die dag ons het geen klein besighede as ons nie 'n ekonomie het wat groei nie. En dit is al waarop ons op die oomblik moet fokus is om hierdie ekonomie te laat groei. Ja. As die ekonomie groei teen 6 of 7% wat ons potensiaal is, ongetwyfeld, dan kan elke besigheid in hierdie land 'n groter sukses maak. Op die oomblik veg ons die mekaar. Kan ek net vir jou 'n opmerking maak? Ja. Ek meen en dan wil ek nou graag jou kommentaar daarop hê, want dit is spesifiek waarop jy konsentreer. As mens kyk na die ekonomie en goeders wat gebeur in die ekonomie, vind 'n mens dat goeders se pryse, dit is nou alle goeders, dit is nou rekenaars en karre en klere en kos en so aan. Oor die algemeen nou, ek gaan nou nie te veel bevat net my woord, goeders word goedkoper. Ja. Ons lewe absoluut in 'n wêreld van oorvloed. Ja. En met goed soos kunsmatige intelligensie byvoorbeeld, is ons besig om in 'n wêreld van oordadige oorvloed binne te gaan. Maar goed wat duurder word, is dienste. Ja. Soos restaurantwese en hotelwese en dies meer. Ja. En dit is die sektor waarop jy spesifiek konsentreer. Ja. Was dit doelbewus so Vra wat se doel is vir jou om op om hierdie op dienste, maar dis 'n dienstebedryf. Nee, ek dink ek het altyd 'n passie gehad om definitief vir die dienste omgewing en vir hospitaliteit. Ja. Dit was altyd 'n passie vir my. So ek dink ons bedryf gaan saam met passie en obviously ook kunde. Maar ja, dit was nog altyd 'n groot passie vir my. Definitief. En dit is duur. Ek meen vandag om 'n restaurant toe te duur. gaan. Ek dink die vraag wat die eerder moet vra is hoekom is ons ekonomie duur en dit is duur as gevolg van vermorsing deur ons regering. En as ons kyk na administratiewe koste, die koste van Eskom en die koste van water, Ja. wat eintlik niks te doen het met entrepreneurs nie. Ons moet Ja, al daai ja. koste vat en gaan absorbeer. En dit was met die vraag wat sou ons inflasiekoers gewees het as daai administratiewe koste se inflasie normaal was. En dis die probleem ook om besigheid so duur in hierdie Maar my land. opmerking is meer is dat die dienstebedryf Ja. se pryse styg terwyl die meer die koste met goedere se pryse is besig om te daal oor die algemeen. Maar jy staan entrepreneurs by. Ja. Hoe doen jy dit? En hoekom doen jy dit? Dawie, ek doen dit want ek wil nie hê die mense moet dieselfde foute maak as wat ek gemaak het hè. Dit is my groot passie. So as iemand ek hou daarvan om met mense te werk wat voel hulle is stak of in hulle huidige besighede, hulle weet net nie waarheen om verder te gaan nie, of iemand het 'n bepaalde idee en hulle wil net weet maar wat is die volgende stap. Dis iemand om net daai stap met hulle te vat. So daarvoor het ek groot passie. Ek is nie 'n goeie konsultant in terme om stap 4, 5 en 6 saam met jou te stap nie. Daarmee is ek verskriklik sleg. Maar dit is vir my maklik om jou probleem te hoor en vir jou te sê maar het jy al net aan 1 en 2 gedink. Dis wel vir ek 'n groot Kan almal 'n passie. entrepreneur wees? Definitief nie Dawie. Ongetwyfeld nie. Ek dink daar's 'n ingebore aard van 'n bepaalde persoon om 'n baie goeie entrepreneur te wees. En dan word ander entrepreneurs ook gemaak, definitief. Ek sê dit ook altyd, maar ek dink ook nie almal moet entrepreneurs wees nie. Ek dink daar's sekere mense wat baie beter funksioneer in 'n groot koöperatiewe omgewing wat nie hou van risiko nie, wat nie hou van onstabiliteit nie. As jy entrepreneur is, moet jy hou van al daai. Onstabiliteit, onsekerheid, ongelooflik baie risiko. En sekere entrepreneurs thrive op dit. Ek moet vir jou sê, nee, ek absoluut waardeer en ek het 'n bewondering vir jou passie vir entrepreneurskap. Ag, dankie Dawie. Ons het meer mense soos jy. Ag, dankie. Dankie dat jy by ons toe. Dit was kom kuier. wonderlik. Ons gaan vir jou nou 'n bietjie truffel olie gee. En net so terloops, die belangrikste job vir 'n besigheid is om geld te maak vir sy aandeelhouers, Ja. nie om werk te skep nie.